Ek gaan nou skaapvleis maak. Ek sit die stoof 'n bietjie laag. Hier is die eie wat ek nou braai. Braai die eie van daai skaap en beesvleis wat gemeng is. Gaan ek hier insit. So ja, ons meng die skaapvleis en beesvleis en dan gaan ek dit nou hier insit. En ek gebruik hierdie virgin olive oil. Okay. En ja, ek gebruik 'n ding om my plooie uit te vat. Daar sê. So ek gaan nou dit gebruik. Ja. Ek gaan net hierdie vleis 'n bietjie opbreek. Wat sê jy? Maak die vleis weer so lekker soos laas keer. Dit wat jy sê. Wow, 'n kompliment uit jou mond. Gaan dit sal jy seker nou opbreek. Okay. En nou gaan ek die sout kry. Die sout is kristal. En dan nagekry het. En dan gaan ek net die sout so op dit gooi. Dis kosher sout. En dan gaan ek al die ander kruie kry wat ek net daar sit. Lekker goed gesout. Nou ja, toe, ons het die speseryrakkie so in die spens ingesit. So ek wil net die lig aansit wat ek kan sien wat hier aangaan. Ek wil nie cumin nie. Ek sal basil vat. Maybe 'n bietjie steak seasoning. Ons het nog hierdie heuning van Suid-Afrika af. Ek meen stroop. Lemon pepper maak dit altyd lekker. Bietjie chili powder. Oregano. That's good. So ek gaan al hierdie kruie daarop sit. Simply oregano. Chili powder. You must put cloves in. En koriander, but is moeilik om koriander te kry in Amerika. Ek weet nie hoekom nie. Nou gaan ek dit opbreek. So, in Amerika noem hulle hierdie goed jelly, apricot preserves. Nou hierdie is nie soos die gewone jelly nie. Ek meen hulle sê mos nie jam nie. Maar die apricot preserve is die beter ene as jy dit by H-E-B koop. Hy lyk so. Dis die beste ene. Wel, so ver wat ek gevind het. Maar is niks nie. Ek gaan van hierdie gaan ek 3 eetlepels gooi in die vleis. Ek het spinach ook ingesit. So daar's 1 lepel. Nou is die jam nou in. Dit nou net weer insit. Laaste, maar nie die minste, gaan ek 'n bietjie heuning insit. En hierdie is vars heuning wat ek van my broer af kry. En ek gooi die heuning maar net so oor die vleis. Hierdie ou het die prys in Louisiana gewen vir heuning. Ons koop dit in sulke groot bottels. Ek gaan nou die vleis proe, net 'n idee te kry wat okay is. Daar is dit nou. Is nie perfect nou. 'n bietjie curry nodig. Nou gaan ek black pepper insit daarin. Nou gaan ek die aardappels skil en dan gaan ek hulle deep fry in olive oil. Daar's 1 klaar geskil. Dis wat ek nou gaan doen. Ek gaan omtrent so 5 aardappels vir my en Johan maak en dan gaan dit al wees wat ons eet vir die aand. Die aardappels wat ek van hou is hierdie ene. Hulle is so geelerig. Sien jy? Jy kry baie verskillende aardappels. Okay, dis die aardappels wat ek nou gaar maak. Maak dit in diep olie. Die vleis is gereed.
En dan gaan ek net rys wat oorgebly het ook opwarm. En dan sit ek dit in die pan. Om te help om die goed te absorbeer. So dan gaan vat ek hierdie, want hierdie is duur, né? Dan okay, nou het ek die tissues daaronder en dan sien ek die tissues wat ek absorbeer en dan sit ek daai daarop. Okay, dan absorbeer dit beter, want ek gaan hierdie aardappels, die rys maak ek warm met 'n bietjie olie. En hierdie pan vat altyd so lank om gaar te word. Okay, hy is sout by mekaar. Nou word die aardappels lekker gaar al. Die rys word warm, die vleis is reg. So daar is die aardappels nou uitgelê en ek het sout opgegooi. Daar is die rys, daar is die vleis. En so nou gaan ons eet terwyl ek nog 'n bietjie aardappels maak. As die rys, dan gaan ek net my vleis daar sit en dan gaan ek chutney daarop sit. Johan sê dit is baie lekker. Maak nog aardappels.